Hemelvaart, vriende, hartlik welkom. Ons lees die woorde in Handelinge hoofstuk 1 vanaf vers 9. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Nou, ek en jy bely graag, Jesus is my koning. Maar waarom kan ek dit sê en hoe verander dit regtig my lewe? Nou, dit is waar ek en jy vanaand mekaar herinner aan wat het gebeur by Jesus se hemelvaart. Want as ek hemelvaart verstaan, dan verstaan ek dat Jesus my koning is. En ek verstaan hoe dit my hele lewe verander. Maar ek wil begin vanaand deur saam met jou eers net deur die verhaal van Jesus te stap. So, eerstens onthou ons dat Jesus het sy volgelinge as leermeester geroep. En hulle volg hom, en na mate hulle hom volg, word dit vir hulle al helderder. Jesus is werklik die Messias. Maar dan sien hulle hoe hy vasgespijker word aan 'n kruis, hoe hy daar sterf, en dan is hierdie hoop van hulle weer daarmee heen. Maar dan staan hy op, hy verskyn aan hulle, en hy sê vir hulle vrede vir julle. En dan vlam hierdie hoop weer op in hulle harte. Maar nou, wat gebeur? Hy sê vir hulle, hy gaan weg. En wat gebeur nou? Jy sien, ek wil saam met jou vanaand na hemelvaart kyk deur 4 vensters. Die eerste venster, Jesus kondig aan dat hy weggaan aan sy disippels. Tweedens, sy disippels word juist die getuies van sy hemelvaart. Derdens, die mans in wit klere bevestig dat Jesus weer gaan terugkom. En Paulus, vierdens, vertel vir ons wat sal gebeur by Jesus se wederkoms. Kom ons begin met die eerste venster. Jesus kondig sy weggaan aan sy disippels aan. Ons lees dit in Johannes 14 vanaf vers 2. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle kan weet waar ek is. Nou, dit wys vir my en jou, dat Jesus weggaan, is geensins 'n geheim nie. Jesus het nie maar net in die geheim weggegaan, en sy disippels het nie verstaan wat aangaan nie. Hy het vir hulle gesê, ek gaan weg. Maar dan sien ons ook, waarheen Jesus gaan, is ook nie onbekend nie. Want Jesus sê ondubbelsinnig, hy gaan terug na sy Vader toe, die een wat hom gestuur het na hierdie wêreld toe. En dan, waarvoor Jesus gaan, is dan die sleutel waarmee ek en jy hemelvaart kan verstaan. Jesus gaan om vir ons plek gereed te maak, vir ons plek voor te berei, sodat ons kan weet waar hy is. Maar dan sien ons in die tweede venster, dat die disippels word die getuies van Jesus se hemelvaart. Lukas 24 vanaf vers 48. Julle is die getuies van hierdie dinge, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Nou, hier sien ons in die tweede venster, dat die disippels is nie maar net waarnemers daarvan dat Jesus opgevaar het na die hemel nie. Hulle word die getuies dat Jesus regtig opgevaar het. Dit is ook nie 'n taak wat hulle vir hulle self opgelê het nie, dit is 'n taak wat Jesus vir hulle gee, want Jesus gee vir hulle nou 'n nuwe taakomskrywing, deur vir hulle te sê, maar ek maak van julle my getuies. En dan sien ons dat hierdie taak is iets wat hulle ook nie uit hulle eie doen nie. Dis nie omdat hulle so goed is of so oulik is nie, maar hulle kan hierdie taak slegs doen omdat hulle die krag van die Heilige Gees ontvang, waarmee Jesus self hulle sal toerus. Want dan sien ons in die derde venster, die mans in wit klere, wat bevestig, maar wat is die uitkoms? Wat is die toekoms van Jesus se hemelvaart? Naamlik
dat Jesus weer sal kom. In Handelinge 1 lees ons, terwyl hy weggaan, het hulle nog stip na die hemel gekyk. En daar het hulle skielik 2 mans in wit klere by hulle sien staan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so weer terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. So die mans kom bevestig nou, dat die disippels reg gesien het. Mense daar kon dink, die disippels is verward, hulle is oorsteld van emosie, het hulle regtig reg verstaan, reg gesien wat hier gebeur het. Maar nou kom hier mans wat verskyn in wit klere, en hulle sê, dat die disippels het reg gesien, want Jesus is so waar opgeneem in die hemel, en dit hoor ons uit hulle eie woorde. Maar die mans herbevestig dan ook Jesus se woorde, wanneer hulle sê, dat Jesus sal weer terugkom, soos hy beloof het. En dan herbevestig die mans, dat Jesus se koms sigbaar sal wees, vir alle mense om te sien, as hulle sê, net soos julle hom sien opgaan het in die hemel, so sal hy weer terugkom uit die hemel uit. En dan in die 4de venster van hemelvaart, kom vertel Paulus vir ons, maar wat sal gebeur wanneer Jesus weer kom? Wat sal gebeur by sy wederkoms? En dit lees ons in 2 Tessalonisense hoofstuk 1 vanaf vers 6. God is tog regverdig. Die mense onder wie julle nou ly, sal hy as straf ook laat ly. En aan julle lyding en aan onsens sal hy 'n einde maak wanneer die Here Jesus met sy magtige engele in 'n vuurvlam in die hemel verskyn. Dan sal hy die mense straf wat nie vir God ken nie en die wat die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam het nie. Die ewige verdoemenis sal hulle straf wees, vir altyd geban uit die teenwoordigheid van die Here en van sy wonderbaarlike mag. Dit sal gebeur op die dag wanneer hy kom om verheerlik te word deur die wat aan hom behoort, om eer te ontvang van almal wat glo. Julle sal ook daar wees, want julle het ons getuienis aan julle geglo. So nou kom herbevestig Paulus in ons 4de venster, ook dat Jesus weer gaan kom. Maar hy verduidelik aan ons dat Jesus kom om die bestemming van mense vir ewig te kom bevestig, deur die oordeel wat hy saambring. Jy sien, ongelowiges word vir altyd verplaas na die ewige verdoemenis. Hoor mooi, dit beteken dat jy vir altyd verban sou wees uit die teenwoordigheid van God en so gestraf sal word. En dit is 'n realiteit wat ek en jy nie buite rekening moet laat nie, want as ek buite Christus is dit my eindbestemming. Maar vir gelowiges, hulle wat in Christus is, hulle wat die evangelie geglo het, hulle sal teenwoordig wees om die heerlikheid van Jesus te bevestig. Paulus sê dat ek en jy gaan nie net teenwoordig wees wanneer Jesus weer kom nie. Hoe dit sal gebeur, het hy reeds in sy eerste brief aan die Tessalonisense, in 1 Tessalonisense hoofstuk 4, vers 13 tot 18, verduidelik. Hoe ons vir ewig saam met Jesus sal wees. Maar nou, wat doen Paulus hier? Paulus kom en hy sê vir hierdie gelowiges, en dan die Bybel ook aan my en jou, dat as ek in Jesus glo, sal ek nie net teenwoordig wees, deel hê aan die ervaring wanneer Jesus weer verskyn nie. Maar ek sal deel wees daarvan om Jesus se heerlikheid te bevestig, wanneer mense sal uitroep en sê, maar Jesus is die Here, heilig is die Here, hy is die ware en die ewige Here en Verlosser. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.
So, jy sien vanoggend, vanaand, wanneer jy ook al na hierdie boodskap sal kyk. Hemelvaart kom trek vir gelowiges die gordyn oop, sodat ons dit nou kan sien wat ons bely. Wat is dit wat ons bely? In die 12 artikels, dat Jesus het opgevaar na die hemel, waar hy sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die wat lewe en die wat reeds gesterf het. Ons bely graag, Jesus is my koning, maar waarom kan ek dit sê, wanneer ek die prentjie van hierdie 4 vensters nou kan in ag neem? My aardse bestaan word deur Jesus se hemelse bestaan nou geherdefinieer. En dit gebeur wanneer my aardse bestaan met die hemelse heerlikheid van Jesus nou my identiteit kom herdefinieer. My bestaan is daarin te danke dat Jesus oorwin het, opgevaar het na die hemel en nou aan die regterhand van God sit, nadat hy homself verneder het, sy hemelse plek prysgegee het om die verlossing te bewerk. Ek kan sê dat Jesus is my koning, omdat God aan hom die ereplek gegee het om te heers oor die wêreld, nadat hy sy taak op aarde deur sy kruisdood en opstanding voltooi het en toe opgevaar het na die hemel. Ons bely graag, Jesus is my koning, maar hoe verander hierdie belydenis dan my hele lewe? Jy sien, Jesus is in beheer, al lyk die wêreld om my chaoties, stikkend, vol seer, gebroke. Word ek daaraan herinner dat dieselfde Jesus wat opgevaar het aan die hemel om sy ereplek langs God in te neem, is dieselfde Jesus wat as mens in 'n stal op hierdie einste aarde gebore is. Jesus is die bewaarder van sy eie eer, sy eie koninkryk en sy kerk. Die stikkend en seer van die lewe wat my en jou omkant vang, is vir Jesus geensins 'n verrassing nie. Maar tog kies Jesus om mense, sy kerk dan, te gebruik om vir hierdie einste wêreld te vertel dat daar is 'n vaste, 'n ewige en 'n seker hoop in hom. Jy sien, die hemelvaart verander my hele lewe, as ek verstaan dat ek Jesus kan ken, dat hy is wat die koning van die wêreld is, wat deur die kerk vir die wêreld wil wys wie hy is. Jesus, as die koning van die wêreld, wil vir die wêreld kom wys en bevestig wie hy is. Maar hoe doen hy dit? Hy wil my en jou gebruik om sy koninkryk juis hier, hoorbaar, sigbaar, tasbaar te maak, sodat mense kan glo. En wanneer Jesus weer kom, dit weet ons nie. Maar wanneer hy kom, is so seker soos dat die feit dat hy reeds gekom het. Mag ek en jy ag slaan op die evangelie. Mag ons daar volgens ons lewe inrig. En dat ons soos mense lewe wat sy koms elke dag verwag. Met die beeld wat Paulus ons gee, dat ons dan in sy heerlikheid sal deel. En so verander hemelvaart my hele lewe. Amen.